Hallo en baie welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Vandag gesels ons oor iets wat jy dalk gewonder het. Het Jesus regtig uit die dood uit opgestaan? Is Jesus regtig lewendig? Dit is waar ons gaan praat vandag. Ons gaan bietjie kyk na die Bybel, hoekom dit histories akkuraat is en watter ander bewyse daar is. Maar voor ons daarby uitkom, wil ek jou uitnooi om hierdie boodskap te vat, te like, te share en vir ander mense wat jy dink hierby gaan baat en vir hulle aan te stuur sodat hulle ook in hulle geloof verder kan groei. En as jy sê ek wil deelneem aan die manier hoe ons die koninkryk van God opbou en jy wil dalk finansiëel bydra, kyk ook onder in die description hieronder en daar is 'n skakel wat jy kan volg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Here, dankie dat ons na u woord kan kyk, daarna kan kyk wat daar gebeur en dat ons kan weet dat dit die waarheid is. Here, dat ons kan weet dat u is die een wat mense se lewens verander omdat u regtig gekom het, omdat u regtig aan die kruis gehang het, regtig dood is en regtig opgestaan het. Wat beteken u het die mag oor ons lewens, mag oor die dood. Here, kom seën hierdie erediens in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, vandag gaan ons so klein bietjie van 'n ander soortige preek doen, en wat ek daarmee bedoel is 'n oop tema, so ek gaan bietjie apologetiek lewer oor die opstanding van Jesus Christus. Nou, wat is apologetiek? Die Engelse woord is eintlik bietjie makliker om te sê, ten minste vir my. Die Engelse woord is apologetics, en apologetics is 'n term wat van Grieks afkom, en die Griekse term is apologia, wat beteken om 'n antwoord te gee. So as jy dalk 'n prokureur is, of jy dalk 'n advokaat is, dan is jy dalk vertroud met die term. In Latyn is dit baie dieselfde, en dit beteken dat as jy iemand het wat jy moet verdedig, wat dalk 'n aanklag teen is, en jy moet iemand verdedig, dan doen jy apologia. So aan die ander woorde, jy doen apologetics, jy gaan 'n antwoord gee, of jy gaan 'n verdediging gee. Baie keer sal ons dink dit is om te apologize. Nee, apologetics is nie dit nie. Apologetics is om 'n antwoord te kan gee oor iets waaroor jy glo. So as iemand iets kan bevraagteken oor jou geloof byvoorbeeld, as jy 'n antwoord sou gee, sodat hulle anders daaroor kan dink, dan doen jy apologetics. So, 'n kernleerstelling in ons Christen geloof is dat Jesus Christus was 'n persoon wat doodgemaak is, wat begrawe is, en dan hierdie ongelooflike stelling, dat daai persoon wat doodgemaak is, uit die dood uit opgestaan het, en dat hy lewendig is, dat hy beweeg het, dat mense gesels het, dat hy saam met mense geëet het. Dit is wat ons geloof sê. Dit is die stelling wat ons geloof maak. En dit is ongelooflik. En ongelooflik belangrik vir ons. Hoekom? Want dit sê 'n paar goed van ons geloof, né? Die heel eerste ding wat dit van ons geloof sê, is dat Jesus was nie net 'n gewone persoon nie, hy was nie net 'n mens of 'n profeet wat vir ons goeie raad gegee het nie. Nee, as Jesus uit die dood uit opgestaan het, sê dit vir ons dat hy was God gewees. En omdat hy God is, en omdat hy uit die dood uit opgestaan het, beteken dit dat hy het 'n bepaalde mag of 'n krag wat dit kan doen, want obviously net God sou dit kan doen, 'n gewone mens kan nie dit doen nie, ek meen dit gebeur nie vandag nog nie, dat daar moes iets spesiaal in hom gewees het, en dat hy het dan die dood oorwin, want natuurlik die dood kon hom nie vashou nie, wat beteken as hy die dood oorwin het, dat hy mag oor die dood, en dis die ding wat ons die bangste voor is dit nie? Hoe ouer ons word, hoe banger word ons vir die dood, want ons is onseker wat daarna gebeur. As Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het en hy het mag oor die dood, dan beteken dit dat as my lewe in sy hande is, het hy ook die mag oor my lewe, en dit beteken ook dat hy my kan red. Dit is die slotsom. As Jesus regtig uit die dood uit opgestaan het, kan hy my red. En dan kan ek ook soos hy lewe. Ek weet vir sommige mense is hierdie nie interessant, vir my is dit baie interessant. Hier's 'n klomp goeders wat ons gaan uitpraat en bietjie dit gaan uitpak. As dit waar is, dan kan ons as Christene ook die eis maak dat Christendom is die enigste ware geloof. Dat Christendom is die enigste pad na God toe. Daar's nie soos Oprah Winfrey sal sê 'n klomp maniere om by God uit te kom nie. Nee. As hierdie waar is, kan ons die eis maak dat Christendom, die geloof, die God wat ons aanbid, die enigste manier is tot by God. Die enigste manier is om gered te word. Maar sou dit nie waar wees nie, dan sou al hierdie eise kon platval. En 'n mens sou, soos wat my oom doen, ek het regtig 'n oom wat nie glo nie, en hy sal sê, Stefan, hoekom glo jy hierdie nonsens, man? Jy weet, hoe kan jy glo in jy weet, hierdie ou wat gekruisig is, en al die goeders gedoen het, en wonderwerke, en hy het dood opgestaan het, hoe kan jy hierdie goed glo, jy is dom, stupid, jy kan nie hierdie goeders glo nie, want dit is wat mense kan sê, want dis logies, dooie mense staan nie uit die dood uit op nie.
Waar kry ons hierdie idee dat Jesus uit die dood uit opgestaan het? Wel, natuurlik kry ons dit in die Bybel, né? Die Bybel is ons bron. Die Bybel in Matteus 28 gaan net vir jou 'n voorbeeld gee van wat die Bybel tipies vir ons sê. Matteus 28 vers 1: Vroeg Sondagmôre, terwyl dit begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing, omdat daar 'n engel van die hemel afgekom het, die klip voor die graf weggerol en daarop gaan sit het. Sy gesig het geblink soos weerlig en sy klere was sneeuwwit. Die wagte het van angs begin bewe oor die engel en toe soos dooies bewusteloos neergeslaan. Imagine dit. Daarop het die engel die vroue aangespreek met die woorde: Julle hoef nie bang te wees nie, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood, presies soos hy gesê het. Kom kyk, hier het sy liggaam gelê. En dan in vers 8, dan staan daar: Hulle het toe hastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gekruip en hom aanbid. Nou, Lukas doen presies dieselfde en Johannes doen presies dieselfde as jy die evangelies gaan lees, soortgelyke beskrywing van Jesus wat dood is en die graf is en dan verskyn hy natuurlik aan mense. Maar dit is nogal baie kenmerkend dat die Markus evangelie doen nie dit nie. Die Markus evangelie, as jy na hoofstuk 16 toe sal blaai, wat die laaste hoofstuk is van Markus, dan sal jy sien, as jy by vers 8 kom, is daar gewoonlik 'n asterisk of 'n lyntjie of een of ander manier met 'n beskrywing of onder in die Bybel of selfs daar in die teks, wat dan sal sê, die mees betroubare bronne bevat nie die volgende verse nie, en dan is vers 9 tot 20 ook in Markus ingeskryf. So, daarso is hierdie gedeelte wat dan nou beskryf word in Markus vanaf vers 9 tot 20, wat die opstanding van Jesus, of die verskyning van Jesus dan beskryf. Maar wat interessant is van die boek van Markus, is dat die Markus evangelie is die oudste evangelie wat ons het. Dit was die eerste evangelie wat ons het. So in ander woorde, hy word gedateer, dat is die eerste een, en dan baie interessant, maar Markus en Lukas gebruik dan Markus as een van hulle bronne om hulle evangelies te skryf. Nou mense wat baie skepties kan wees oor die Christelike geloof, mense soos moslems, of net skeptici, of wie ook al dit is, wat 'n klomp goed bevraagteken oor die Christen geloof, sal na dit verwys en sal sê, kyk maar, selfs julle oudste bron wat julle het, van die getuienis van Jesus se lewe, dit wat hy gedoen het, en dit wat hy vir mense geleer het, selfs julle oudste getuienis uit se bron wat julle het bevat nie die eintlik in oorspronklike artikels of wat ook al dokument nie daai gedeelte wat opgestaan het nie. So eintlik kan dit wees dat hierdie waarin julle glo dat Jesus opgestaan uit die dood uit net opgemaak is. Nou hoe eindig Markus as jy nou gelees tot vers 8? Dit begin vers 6 lees ek: Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nasaret, ons steeds die engel wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is 'n plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. En dan kyk wat sê vers 8. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang gewees. Nou as jou evangelie so eindig, jy weet, dan voel dit, jy raak kort iets, jy raak daar, hoekom eindig hierdie evangelie so? Nou daar is ons, jy weet, baie redes daarvoor, en ons sal dalk bietjie later daar uitkom, maar mense sou kan na dit kom verwys en sê, ja, julle is sakkers, julle glo eintlik 'n leuen, julle glo eintlik 'n scam, want kyk hierso, hoe kan iemand wat dood is uit die dood uit opgewek word en lewendig word? Dit gebeur nie, net nie. So mense sal ook kan sê, okay, maar julle het die Bybel en julle het hierdie dokumente, maar julle kan nie die Bybel gebruik om die Bybel te bewys nie. Julle het dit al gehoor? En mense het dit al ook gesê, dan sê hulle, nee man, die Bybel is 'n godsdienstige boek. Daar kan weet, fiksie ingeskryf wees. Jy kan nie dit gebruik om historiese akkurate manuskrip of vas te stel om te sê, dit is wat gebeur het in daardie tyd nie. Maar die probleem daarmee is, dat die manier hoe antieke dokumente opgeskryf is, in daardie tyd, daar was nie net soos
fisieke boeke geskryf of wat ook al nie. As jy iets opgeskryf het, dan het dit nogal waarde gehad, want nie almal kon lees of skryf nie. En as mense tyd spandeer het om iets op te skryf, dan was daar regtig waarde daarin gewees. Ons dink byvoorbeeld aan historiese dokumente wat Homer opgestel het en Plato opgestel het en Sokrates opgepraat het, nê? Hulle maak almal historiese dokumente wat iets beskryf, gebeurtenisse beskryf of iets wat gebeur het. Nou, die Nuwe Testament is eintlik ook historiese dokumente, dink ek. Eerste, so as jy 'n historiese dokument wil opstel wat akkuraat is en wat waar is, dan moet jy aan 'n paar vereistes voldoen. Jy moet aan 'n bepaalde kriteria voldoen. En van die antieke historiese het hierdie goeters neergesit, hulle het riglyne neergesit. Mense soos Josephus en Tacitus, hulle het gesê dat as jy 'n akkurate beskrywing wil neersit van 'n biografie of van iemand of 'n gebeurtenis, as jy wil skryf oor iets wat gebeur is, dan moet jy 'n paar goed doen. En ek het dit vir julle op 'n bord daar sodat julle kan sien. Die eerste ding wat hulle neersit te sê, as jy iets wil skryf, moet jy seker maak dat jy alles noukeurig en deeglik ondersoek. Ek dink dit is, as jy 'n speurder is of so, dan sal jy, of selfs 'n prokureur, maak nie saak nie, dan gaan jy iets deeglik ondersoek. Maar baie belangrik, en hierdie is nogal cool, jy moet ooggetuies gaan opsoek, jy moet met ooggetuies gaan praat, en jy moet vergelyk en kyk of hierdie storie sin maak. Waar is die hakplekke, waar is dit opgemaak ensovoorts. Gaan praat met ooggetuies. Dan vat dit wat jy gaan kyk het, gaan bestudeer het, bymekaar gesit het en maak 'n gestruktureerde, sistematiese dokument of stel dit op so 'n manier op dat dit kan sin maak met 'n tydlyn ensovoorts. En dan hierdie is nogal baie belangrik. Eintlik is alles belangrik. Jy moet 'n regte historiese konteks te gebruik, soos plekke en name en tydlyne. Hoekom is dit belangrik? As jy die Nuwe Testament sal lees, as jy die Evangelie sal lees, veral Handelinge sal lees en ander antieke dokumente, dan sal jy baie keer sien iemand verwys na 'n naam met 'n byvoegsel of wat ook al. Hoekom doen hulle dit? Ek weet nie of jy agtergekom het, die name is 1 jaar baie populêr en dalk die volgende jaar is 'n naam nie meer so populêr nie. So hier van die 1990s af tot in 1994 was almal Stefan genoem. Jy weet, dit is hoekom die helfte van die kerk nou amper Stefan is. Maar name verander. Jy weet, in die populariteit van name verander. So, en omdat dit gebeur, as jy name in jou dokument inskryf wat dit aan 'n sekere tyd verbind, dan kan 'n mens eintlik gaan toets om te sê, was name in hierdie spesifieke tyd wanneer hierdie dokument geclaim is om ingeskryf te wees, vergelyk dit met die tipe name wat daai tyd baie populêr was. So dit is hoe ons kan weet of die dokument oud is of wat 'n tyd, en dis maklik dan om 'n dokument te kan dateer. En dan baie belangrik, as jy iets opteken oor iets wat gebeur het, moet jy probeer om dit so na as moontlik aan die werklike gebeure te laat opteken. So in ander woorde, as dit gister gebeur het, is dit beter as ek dit vandag opskryf. Jy weet, dit help nie, ek kom 1000 jaar later en ek skryf dit dan hier op, want dan 'n klomp goeie gebeur. Jy weet ons hoe gaan kinderstories en daar kom 'n stertjie by. So hoe naby as moontlik jy kan kom aan die oorspronklike werklike gebeure, hoe beter is dit. Dit is die riglyne wat hulle neergesit het. Nou, as jy nou die evangelies gaan lees, dan sal jy sien, dit is presies wat Lukas byvoorbeeld doen. Lukas kom en hy sê, ek is nie 'n ooggetuie nie, ek sê ook nie dat ek 'n ooggetuie is nie, ek probeer nie valse inligting vir julle gee nie, maar kom ek, en dan sê hy die volgende, Lukas 1 vers 1, hooggeagte Theophilus, baie mense het probeer om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het as inligtingbron die verhale gebruik wat die eerste ooggetuies en dienaars van die woord aan ons oorgelewer het. Nadat ek al hierdie verhale van vooraf noukeurig ondersoek het, het ek besluit om 'n getroue samevatting daarvan vir u neer te skryf. En dan luister hierso. Dit is om u te verseker van die betroubaarheid van alles wat u geleer het. Hy sê, ek is nie 'n ooggetuie nie, maar ek het met die ooggetuies gaan praat. Ek het gaan uitvind, ek het gaan kyk en ek het 'n noukeurige, getroue samevatting van dit wat ek ontdek het, neergesit en hierso is my boek. En dan kry jy die evangelie van Lukas. Nou, die ander ding is, hoe nader 'n mens natuurlik die opskrywings het van hierdie gebeurte, hoe meer akkuraat is dit. Nou, gelukkig vir julle kan ons die evangelies ook dateer. En net vir interessantheid sit ek daar op, Markus wat ek gesê die oudste, is 65 tot 70 jaar na Christus. Matteus, wat natuurlik vir Markus gebruik, is 70 na 85 jaar na Christus, Lukas 70 tot 85 selle, en dan Johannes 90 tot 100 jaar na Christus. Maar jy sal sien, ek het 'n kantnota daar gemaak, Jesus is hierso van 30 tot
33 jaar na Christus. So eintlik sal jy sien dat die tydperk is baie kort tussen Jesus en die eerste dokumentasies of wat opgeteken is oor Jesus Christus. So ons het wat 30, 35 jaar en dan word hierdie goeders opgeteken. Nou net om julle te vergelyk vir interessantheidshalwe, daar word oor Alexander die Grote geskryf eers 400 jaar later. En dan Suetonius skryf oor die Romeinse keisers van Nero ensovoorts. Hy skryf 70 tot 100 jaar eers later oor hulle. En daar's klomp voorbeelde, ek kan nou nie hele tyd mors nie. Maar selfs die naaste een wat ons daarso het is omtrent 3 keer so ver as wat ons het met die evangelies. So die evangelies voldoen nie net aan hierdie vereistes nie, maar dit is regtig ongelooflik baie naby aan die ware gebeure. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat dit so naby as moontlik moet wees? Want dan het jy ooggetuies. As iets hierso sou gebeur en almal van julle is hierso en almal het julle gesien dat ons gedoop het byvoorbeeld vanoggend, is julle ooggetuies en oor 30 jaar leef meeste van julle nog en dan kan julle byvoorbeeld getuig van dit wat hierso gebeur het. Nou, as ons ooggetuies het en ons kan naby die tyd wees, dan kan ooggetuies baie vinnig fake news skree, soos wat Donald Trump sal sê. Hulle kan sê, nee, ek was daar gewees, ek het gesien dat iets anders gebeur het. Jy weet so, hoe nader jy aan die ware gebeurtenis kom, kan jy ooggetuies vra en hulle kan dit wat geskryf word aanvat. Of hulle kan dit collaborate om te sê, ja, hierdie was waar, of hulle kan sê, nee, hierdie was nie waar nie. So hoe nader in die gebeure kom, hoe beter is. En dit is presies wat ons hierso kry. So wat ek wil sê van die Nuwe Testamentiese evangelies en ook van Handelinge, is dat hierdie boeke is nie net godsdienstige boeke nie. Dit is dit, maar is meer as dit. Dit is ook historiese, akkurate dokumente wat ons ernstig kan opvat, ernstig kan bestudeer en kan vertrou. En dan, as ons dit kan doen, dan is daar 'n paar goeders wat ons weet van Jesus Christus. Ons kan sien van Jesus Christus. Ons kan dit gebruik om vir mense te verduidelik. Maar as jy sê, okay, ek wil nie net dit glo nie, ek soek ander goeders wat ook wys na die waarheid dat Jesus byvoorbeeld geleef het. Nou, so ons weet, het Jesus byvoorbeeld bestaan? Of was hy ook net 'n opgemaakte ou, of 'n opgemaakte storie, sodat jy 'n storie kan klop op die einde van die dag? Nou, in die tyd, toe Jesus geleef het, word daar melding gemaak in die Nuwe Testament van verskillende mense soos Herodes, mense soos Pilatus, en die rede hoekom hulle dit doen, het ek nou nog gesê, want hulle verbind sekere tye aan dit wat gebeur. So wanneer hulle dit inskryf, dan wil hulle iets daarmee sê, en hulle wil dit akkuraat maak. So, buite Bybelse bronne wat ons het, bevestig baie van hierdie, soos hierdie prentjie wat ek nou vir julle gaan wys, dit word genoem die Pilatus-klip. Dit is gevind in Caesarea in 1961 met 'n baie interessante inskrywing. En die inskrywing sê dat Pilatus die prefek van Judea, of hy was die gouverneur van Judea gewees. Nou, die rede hoekom dit vir ons belangrik is, want daar was mense wat oorwonder sê, ons lees nie baie oor Pilatus nie, daar was nie baie oor hom opgeskryf nie, daar was nie oor almal opgeskryf nie. Maar en op 'n lang tydperk het mense gewonder, wie is hierdie ou Pilatus? Het hy regtig bestaan of nie? En toe ons hierdie gekry het, toe was daar 'n direkte koneksie gewees dat hierdie ou regtig bestaan het, was opgrawing wat gedoen het, en dat die evangelies korrek hom met die historiese tyd verbind. So dis iets wat ons definitief kan glo. En wat ook baie belangrik is, dit is die ou onder wie Jesus Christus natuurlik gekruisig is. So dis baie belangrik. En dan was daar ander historici, Romeinse historici veral, wat verwys na Jesus. Suetonius, wat ek nou na verwys het, in die jare 69 tot 122 na Christus, skryf hy oor Jesus, en hy skryf oor mense wat vir Jesus volg, en dan maak hy 'n baie interessante ding. Hy sê dat Christene of mense wat vir Jesus gevolg het geglo dat baie bonatuurlike goeders kon gebeur. Jy weet, so hy skryf dit natuurlik oor wonderwerke en natuurlik oor Jesus Christus wat uit die dood uit opgestaan het. En dan is daar nog 'n ou, julle dalk al van hom gehoor, sy naam is Josephus. Josephus was 'n Joodse historikus en die Romeine het hom baie betroubaar beleef of bevind, en hy verwys na Jesus as 'n onderwyser, as iemand wat gekruisig is onder Pontius Pilatus. In sy boek Antiquities, boek 18, dan verwys hy na Jesus, en dan verwys hy in boek 20 na Jakobus, die broer van Jesus Christus, en hy verwys ook na Johannes die Doper in sy boek 18. Terloops, hoekom noem ek hierdie goeters? Hierdie mense wat hierdie goeters opgeskryf het, hulle was nie Christene gewees nie. Hulle was gewone
Grieke, Romeine, Jode, historiese wat nie noodwendig ten gunste was van Christene nie, maar hulle het baie keer die gek geskeer met Christene, maar dit was vir hulle baie belangrik geweest dat hulle akkurate historiese gebeure neerskryf en dat hulle kon opteken. Dis presies wat hulle gedoen het. So, die vraag van het Jesus bestaan, dit kan ons bewys, daar is ons klomp goeters wat sê hierdie man, daar is 'n man wat dit geleef het. En selfs as jy die skeptiese mense sou gaan vra buite, sal hulle erken dat daar was 'n ou ten minste gewees met die naam van Jesus Christus. Maar 'n groot vraag is hierdie Jesus Christus gekruisig? Of is dit ook 'n storie wat net opgemaak is? Is hy regtig doodgemaak? Wel, ons het hierdie spotprent gekry, of eintlik graffiti. Dit is in 1857 in Romeine of in Rome ontdek, en dit word die Alexamenos genoem. Nou, dit word ongeveer terugdateer na die 2de eeu van na Christus, aan die woorde binne 200 jaar na Christus. En wat is dit? Heel eerste, julle sal sien, ek het die wit en swart prentjie daar, so jy 'n bietjie duideliker kan sien, maar daar is 'n figuur wat aan 'n kruis is, en dan hierdie figuur het 'n donkiekop, en dan langs hierdie figuur wat aan die kruis is met die donkiekop, is daar iemand wat sy hand uitsteek, wat hierdie man wat aan die kruis is dan nou aanbid. En dan is daar 'n inskripsie in Grieks wat lees Aleximenos sebete theon, so daar's eintlik 'n spelfout, maar dit maak nie saak, dit is 'n spotprent. En dit beteken, as jy dit sou vertaal, sal dit sê Alexamenos is die ou se naam, Aleximenos aanbid sy God. So, wat beteken hierdie spotprent? Dit beteken dat in die Romeinse wêreld was Christene baie keer beskuldig dat hulle 'n donkiegod aanbid. Jy weet, dit is die laagste van die laag, stupid, is dom om 'n donkiegod te aanbid of om 'n donkie te aanbid. En dan hierdie donkiekop was 'n manier gewees om Jesus se volgelinge te bespot. Jy weet, om 'n spot te maak van hulle. En dan dit was ook daar om te wys hoe vreemd en aanstootlik die idee was om 'n gekruisigde God te aanbid. So dit is wat hierdie spotprent probeer doen. Nou hoekom dit belangrik is vir ons en hoekom ek dit hierso uitsit, is dit is een van die vroegste buitebybelse bronne wat ons het, wat twee goed bevestig. Een, dat daar was 'n man gewees wat gekruisig is aan 'n kruis, daar was baie mense, maar wat Jesus gekruisig is. En die tweede ding wat dit bevestig is dat mense het hierdie ou wat aan die kruis is aanbid. So ver weet ons 'n paar goed en ons kan 'n paar afleidings maak. En een is dat die Bybel die Bybelse dokumente is histories akkuraat en is baie naby aan die ware gebeure gewees wat opgeteken is en dat daar regtig iemand soos Jesus, 'n werklike man, geleef het. En dan het ons nou ook gesien, net so vinnig, dat hy is doodgemaak, wat ons ook in die evangelies lees, aan 'n kruis, en mense het hom natuurlik aanbid. Maar nou is die vraag, het Jesus uit die dood opgestaan? Het Jesus uit die dood opgestaan? Julle nou, eerstens wil ek net sê, mense 2000 jaar gelede was nie stupid nie. N.T. Wright, hy sê dit nogal hard en duidelik, hy verwys na ons baie keer, hy sê ons praat oor kronologiese snobisme. En wat dit is, ons dink dat omdat ons bietjie verder gevorder het, dat ons slimmer as mense was wat 2000 jaar terug geleef het. Weet, ons is beter af, ons is slimmer, ons dink beter. Dit is dalk so, meer van ons kan lees en skryf as wat toegeleef het, maar mense was nie dom nie. Mense het geweet dat as iemand dood is, dan staan hy nie uit die doodheid op nie. Want dit is kind of net soos wat ons dit vandag weet. Maar vir een of ander idee het ons gekry dat ons is beter af of ons is slimmer as mense daai tyd. En dit is eintlik glad nie hoe dit is nie. Weet wat ons kyk na Sokrates en Plato en Homer en almal wat hierdie goeters opgeskryf het. Ons sien as hulle was slim. As ons kyk na die Grieke en die kalenders en die sterre en al die goeters wat hulle na gekyk het, hulle was regtig baie slim geweest. Nou vir hulle om te skryf of om te praat oor iemand wat aan 'n kruis gesterf het, dood gegaan het en weer opgestaan het, dan moes mos iets gebeur het wat hulle dit laat doen het. Want hoekom sal enige iemand dit nie doen? Hoekom sal enige iemand half nonsens wil praat as dit nie gebeur het nie? En weer eens, een van die grootste redes daarvoor is, want ons het 'n klomp ooggetuies. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, omtrent so 52 jaar na Christus, die volgende. 1 Korintiërs 15 vers 3, dan sê hy, die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het, en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het,
Ook dat hy begrawe is en God hom op die 3de dag opgewek het, soos in die skrif staan. Verder het hy aan, luister hier, Petrus verskyn en daarna ook aan die 12 apostels. Daarna het hy ook aan meer as 500 van sy volgelinge tegelyk verskyn. Van hulle leef die meeste nou nog, maar party is reeds dood. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en later aan die apostels. Heel laaste van almal het hy ook aan my verskyn, asof ek ontydig gebore is. Ek is werklik waar die geringste van al die apostels, een wat die naam van die apostel nie werd is nie, omdat ek God se kerk vervolg het. So wat doen Paulus hierso? Paulus gee 'n lys van mense wat Jesus gesien het. En hy het gesê, julle hoef vir my te glo nie. Julle hoef vir my te glo wat ek vir julle hierso sê nie. Hier's 'n klomp mense, hier's 'n lys van mense. Kies enige een van hulle of gepraat met almal van hulle. Van hulle is al reeds dood en dis die belangrike ding, nê? Omdat dit so naby is aan die ware gebeure het die mense nog geleef. So hulle staan van hulle heel waarskynlik daar naby hom en hy sê vir die mense, julle hierdie boodskap is waar en as jy nie vir my wil glo nie, vra hierdie mense, gaan vra vir hulle, praat met almal van hulle en trek die lyne by mekaar en kyk of dit die waarheid is of nie. Gaan en gesels met hulle. En dan, baie interessant, voor dit begin het, dan dis asof dit vanselfsprekend is in die vroeë tyd, in die vroeë kerk, dan sit hy 'n paar goeders neer, hy sê, julle weet mos, Christus het gekom, Christus het gesterf aan die kruis, ons het hom begrawe en het opgestaan uit die dood uit, hy vat dit vanselfsprekend, so selfs, teen 52 jaar na Christus, wat net 20 jaar of wat ook al na Christus is, was daar reeds in die kerk hierdie aanname, want dit het gebeur. Mense kon sien, mense kon getuig, daar was mense wat daarvan gepraat het. So dit is waar. In hulle gedagtes is dit waar. En dan sit Paulus dit natuurlik uit. So dis baie cool. My tyd word op min, maar ek wil nog 'n paar goed sê. Julle kan dink is hier baie. Nou as 'n mens sê, maar ons is steeds Bybel. Is daar nog maniere hoe ons kan sê dat hierdie waar is? Dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Nou as ons nie vir Paulus wil glo nie, of wat hy wil daarso sê nie, kan ons klomp ander afleidings maak. So as ons sou sê, dat die verhaal van Jesus Christus wat uit die dood uit opstaan is 'n opgemaakte storie, dan moet jy baie slim wees. Want as jy 'n storie wil opmaak, moet jy dit opmaak op 'n manier, dat mense dit sal glo, dat jy mense sal kan flous. Jy weet, scams, jy weet, almal vind scams uit, maar daar is scams wat baie goed is. So hulle het 'n bietjie meer tyd gevat om daaraan te dink. So as jy sê, hierdie is 'n scam, en ek moet 'n storie opmaak, sodat mense my kan glo, dan gaan ek goeders moet opmaak op 'n manier, wat dit regtig vir mense believable gaan maak. Nou, as ek na die evangelies gaan kyk, dan sal ek agterkom, maar hulle maak 'n paar stupid foute, wat mense eintlik kan laat twyfel dat dit waar is. Een van die stupid foute, by the way, wanneer ons begin is, wanneer die eerste getuies van wie vir Jesus lewendig sien, dan meld die evangelies dat dit was vrouens. Nou, ek weet vrouens praat baie, so ek weet nie of hulle dit wou daar ingesit het, is net 'n grappie. Maar in die historiese konteks, was 'n vrou se getuie, helfte die van 'n man werd. So in ander woorde, ek het een man nodig vir 2 vrouens se getuie. Jy weet, want dit was net meer believable as 'n man dit gesê het. So as ek 'n storie sou opmaak, 'n verhaal wil oopmaak van Jesus wat uit die dood opgestaan het, dan is die eerste fout wat hulle maak is om hulle te sê vrouens het eers vir Jesus gesien. As jy wil hê mense moet glo, dan gaan jy die ou vat wat die populairste is binne in jou groep en jy sal sê jy het vir Jesus gesien, okay? En ons gaan vir mense sê jy het vir Jesus gesien. Maar dis nie wat hulle doen nie. 'n tweede ding, nog 'n fout wat hulle maak, is wanneer jy die evangelies lees, dan kom jy agter, maar hierdie disippels van Jesus het getwyfel. En hulle was bang. En dan skryf hulle in, hoe Thomas byvoorbeeld nie wil glo nie. Hy sê, ag nee man, julle praat sommer ons, as hierdie ou kan nie. Julle, as jy wil hê iemand met jou storie glo, dan gaan jy nie hierdie tipe goeders inbou, sodat mense kan ook wonder, okay, maar julle het gewonder, so hoekom moet ek glo? Ek wonder ook. Jy weet daaroor nie. Julle, die rede hoekom dit ingeskryf is nie omdat hulle 'n storie probeer opmaak nie, maar omdat dit die waarheid was. Hulle sê, as 2 vrouens vir Jesus Christus gesien het, maak nie saak of hulle getuie die helfte is van dit van 'n man nie, dit is wat gebeur het en dit is hoekom ons dit neerskryf. En het ons gewonder en getwyfel dat Jesus Christus, ja, ons het getwyfel, maar ek skryf nou vir julle dat ons nie meer doen nie. En dan 'n ander ding, as die storie opgemaak is, dan is daar net te veel faktore wat jy in gedagte moet hou. Byvoorbeeld die soldate voor die graf. Hulle het niks om te wen nie.
as hulle sou sê dat hierdie Jesus Christus se liggaam gesteel is of wat ook al, jy weet, ons moet hulle afbetaal. Daar is geen rede hoekom hulle die geheim gaan moet hou nie. Daar is geen rede, daar's niks vir hulle, niks wat hulle daar uit gaan kry nie. Selfs vir die disippels, hulle gaan niks daar uitkry as hulle die evangelie opskryf van die lewe van Jesus Christus nie. Inteendeel, hulle het alles om te verloor. Hoekom? Want as 'n sekte begin het in 'n tyd, het die mense vinnig by mekaar gekom, hulle het die sekte uitgeroei en die mense doodgemaak. As voorbeeld. En as die leier doodgaan van 'n sekte, dan het die hele sekte gesterf. So, die mense wat die evangelies opskryf en die disippels, hulle het geweet wat se koste dit is om dit neer te skryf en nog steeds kies hulle om dit te doen. En dan nog 'n ding wat ons nie kan verduidelik nie, is ons kan sien dat hierdie bang disippels, amper lafhartige mans, in 'n kamer sit en wegkruip, dat hulle lewens verander. Dat hulle word dapper. En dan sê hulle ons, dit maak nie saak wat nie, ons sal ons lewe aflê, julle kan ons doodmaak, dit maak nie saak nie, maar ons sal nie stil bly nie. Hoekom nie? Want dit is waar. Die enigste rede hoekom iemand dit sal doen, is as dit waar is. Want hulle het niks daaruit gekry nie, inteendeel hulle is doodgemaak. Ek sluit af. So die feit dat Markus nie hierdie gedeelte inskryf van Jesus wat gesien word nie, is nie omdat dit nie gebeur het nie. Maar ek dink dit is Markus se manier om te sê, nadat julle hierdie boodskap gehoor het, gaan julle ook soos hierdie vrouens niks sê nie. Of gaan jy anders wees? Gaan julle ook net stil bly daaroor? Of wat gaan julle doen? En ek dink hy wil sê, julle skryf nou die evangelie verder. Dit is waar ons nou is. En dit is basies sy vraag. Die vroeë skribas het verse 9 tot 20 bygesit, want hulle het gesê, ons voel die evangelie is nie klaar nie, en ons wil dit bysit. Maar ek dink Markus los met ons met 'n vraag. As jy dit regtig glo, dan kan jy nie stil bly nie. Julle Jesus het werklik opgestaan. Daar's te veel bewyse dat ons dit nie kan ontken nie. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Here, dankie dat ons kan gesels oor die ongelooflike dinge wat U so voor die hand liggend eintlik vir ons gee. As ons logies oor goed dink en as ons bietjie gaan oplees en gaan kyk, dan sien ons net dat alles wys, Here, dat U werklik God is, dat U werklik gesterf het en bo alles werklik uit die doodheid opgestaan het. Here, en omdat dit waar is, kan ons sing. Omdat dit waar is, kan ons weet dat U kan ons verlos. Here, dat U red ons en dat ons die ware God aanbid. Wow, Here, ons wil dankie sê daarvoor. In Jesus naam. Amen.